Venezuela is not the first one, and certainly it's not going to be the last one. It's Cuba for over 60 years. It has been Panama, it has been Libya, it has been Iraq, it has been Afghanistan, it is now Iran, it is Palestine. They are threatening South Africa, they are threatening Greenland, they are threatening Russia. So indeed, they are moving country by country. The purpose of our coming together today is to launch an anti-front against imperialism, against Donald Trump, who is ravaging the world, who's bombing people at night, who's capturing presidents of various countries. It is Venezuela today. It will be South Africa tomorrow. Hartlike goeiemiddag kykers en luisteraars, baie welkom by die uitsending. Kykers en luisteraars, u het nou so uittreksel gesien van 'n protesoptog wat plaasgevind het. Nou hier's belangrike elemente wat ons hierin moet raak sien. En willekeurig of onwillekeurig kom daar nou 'n visioen, 'n voorspelling van oom Siener in my gedagtes op. En ek gaan vir u dadelik sê dat ek nie sê dat hierdie gebeure wat ek nou met u gaan bespreek in kort, is die vervulling van hierdie profesie, of dit is hy wat nou uitkom nie, maar verseker bestaan die potensiaal vir dat dit 'n deel is van die vervulling dan van hierdie visioen, hierdie gesig wat oom Siener gehad het. En dan raak dit amper weer logika, né? Wat ons hier sien en wat ons sien is, kom ek noem eers vir u die gesig van oom Siener. Hy het gesê dit sal in 'n tyd wees waar ons regeringloos is. Nou ons as volk het nie tans 'n regering nie, uit die aard van die saak. En dan sê hy, dan gebeur daar iets, sy kop ruk. En dan sien hy die massas, die revolusionêres, kyk soos een man na ons toe. So iets gebeur, wat ook al dit is. Ek sê weer vir u, ek sê nie dis die interpretasie nie, maar ek sien verseker die potensiaal hierin. Iets gebeur, en dan kyk hulle soos een man na ons toe. So ons word dan onmiddellik die primêre opponent, vyand, noem dit wat u wil, dan nou in hierdie profesie, visioen, gesig van hom. Nou ja, ek gaan nie so vinnig net terugneem in ten opsigte van die gebeure die afgelope tyd, waar president Trump uitlatings gemaak het, namens en ten bate van en ten behoewe van die blanke dom in Suid-Afrika, in ten opsigte van die plaasmoorde, BEE, ek gaan nie al die detail op ingaan nie, u almal is bewus daarvan. So, hier het iets op 'n baie hoë vlak, op 'n regeringsvlak, op 'n internasionale vlak, plaasgevind, wat ons as 'n minderheid, die blanke in Suid-Afrika, op 'n verhoog sit. Ons definitief aandag nou trek. En dan natuurlik die besoek van AfriForum en Solidariteit aan Amerika, al hoe meer aandag op ons gevestig en op ons getrek. So iets het gebeur, en wat ek nou sien, kykers en luisteraars, is 'n proses wat besig is om plaas te vind, 'n aksie wat besig is om te ontwikkel, en wat is hierdie aksie? Hierdie aksie is 'n ooreenkoms, dieselfde protes, optrede, uitsprake vanuit Mkhonto we Sizwe party, vanuit die EFF natuurlik, wat ons nou onlangs baie video's van geplaas het, die ANC wat ons nou onlangs ook geplaas het, uitsprake van president Ramaphosa homself, as ook van sy ministers, wat definitief, ek wil amper sê uit dieselfde front, kom ons noem dit die oostelike front, die China oostelike front, veral, hoekom ek maar China noem, is China se betrokkenheid die afgelope tyd in die militêre basis, dan nou se opgradering daar net buite Bloemfontein, daar by De Brug, as ook die militêre oefening van China, Rusland en ook Iran, in Kaapse waters, Kaapstadse waters, so baie duidelik sien ons, hoe hier 'n front besig, 'n oostelike front, ek wil dit nie 'n oosfront, want dan, het gaan oosfront word vorentoe, want hierdie front sal hoofsaaklik sy aktiwiteite dryf van die oostelike dele van hierdie land af, maar kom ons los dit, om nie nou te veel informasie te deel, en mense verward te maak nie, 'n oostelike front, en ons weet Malema is in hierdie oostelike front, in die uitlatings,
vele uitlatings wat ons die afgelope tyd gesien het van nie net hom nie, maar ook ander EFF-lede van Umkhonto we Sizwe in die verlede uitlatings pro hierdie oostelike blok, soos noem dit 'n oostelike front met wie hulle assosieer. En hier sien ons ook in hierdie video wat ons nou net gespeel het, kykers en luisteraars, waar Michael Shingange hy is dan ook 'n lid en 'n tipe van 'n afgevaardigde van die Kongres van Suid-Afrikaanse vakbonde. So hier is 'n persoon, 'n individu wat in hierdie protesoptog deelneem, wat half noem dit maar verteenwoordigend is van die Kongres van Suid-Afrikaanse vakbonde. So ons het nou vir EFF, ons het vir Umkhonto we Sizwe, ons het die ANC uitlatings by hulle vieringe die afgelope tyd, hulle 114-jarige viering, as ek so uit die fees uit reg is met my jaar, verskoon as ek nie reg is nie, maar dit is sommer so van die voete af, sien ons hierdie uitlatings kom almal vanuit 'n oord wat sê ons assosieer met die oostelike blok, met die oostelike front, as ons dit so kan noem. Duidelik, ek dink nie, kykers en luisteraars, daar's twyfel by ons almal oor dit nie. Hulle uitlatings assosieer hulle duidelik, nie met Amerika nie. Nie een van hulle sê, ons is in Israel, of Amerika, of Engeland se kant nie. Ons is nie in hierdie westelike blok, westelike front se kant nie. Hulle uitlatings is baie duidelik. Ons gaan daarmee saamstem. En nou sien ons ook hierdie optog, waar 'n verteenwoordiger, Michael Shingange, dan nou ook 'n verteenwoordiger is van die Kongres van Suid-Afrikaanse vakbonde, en hy sê ook, ons is teen hierdie westelike poging. So sien ons hierdie galvanisering, hierdie saamstaan, hierdie soos een man kyk teen die westelike front, teen die westerse, noem dit maar rolspelers, waarvan die hoofrolspelers uit die aard van die saak grootstens is maar Amerika en Engeland. Moenie Engeland miskyk op enige stadium nie, en dan natuurlik Israel ook, wat ons in die vorige video gesê het en bespreek het, maar ek gaan nie nou enigiets daarvan herhaal nie. So wat ons hier sien, en ek sê weer vir u, ek interpreteer nie hierdie gesig nie, maar wat ek wel sien, is dat vandat president Trump uitlatings gemaak het oor Suid-Afrika ten bate van die boere, die blanke gemeenskap, BEE, plaasmoorde, van daaraf kan ons saamstem dat ons sien 'n galvanisering, soos een man, Umkhonto we Sizwe, EFF, ANC president en ministers se uitlatings wat by hierdie ander aansluit, dan nou die Kongres van Suid-Afrikaanse vakbonde wat verteenwoordigend is. Ons sien aan die einde van hierdie video wat ek vir u gespeel het in die begin, waar Irwin Jim, waar hy, wat die sekretaris-generaal van NUMSA, wat Nasionale Unie van Metaalwerkers van Suid-Afrika is en verteenwoordig, en hy is die sekretaris-generaal van hulle, van daardie vakbond, en hy sê, we are against imperialism. Nou daardie imperialism is die westelike front. Dis die Amerikaanse, Britse, Israeliese front, wat besig is om ons nou deur die DA in die Kaap substansie te kry. En dan die oostelike front, wat ons nou sien, MK is verseker daar, EFF is verseker daar, ons het geen twyfel oor dit nie. ANC, ek weet nie hoe groot deel van die ANC daar is nie, maar as ek kyk na die uitsprake van die president homself en van sy ministers, dan is hulle verseker ook daar. En dan sien ons nou hier waar die Kongres van Suid-Afrikaanse vakbonde verteenwoordig is by hierdie protes, as ook NUMSA, die Nasionale Unie van Metaalwerkers van Suid-Afrika, se sekretaris-generaal betrokke is en daar 'n toespraak hou en ook in dit sê, ons is ons is teen hierdie westerse front. So, dis hoekom ek sê, die potensiaal bestaan dat dit die vervulling kan begin word van hierdie profesie waar daar iets gebeur het, uitlatings van die westelike front, Amerikaners, Israelies, Engelse, dan nou in Suid-Afrika, dit trek die aandag van die massas. Daar gebeur iets, sê Omsiener, sy kop ruk, en dan kyk hulle soos een man na ons toe. En wat ek hier sien, ek sê weer vir u, ek sê nie dis die interpretasie van hierdie profesie, ek sê dit nie. Wat ek sê is, en ek dink ons kan daar saamstem, laat NUMSA, Kongres van Suid-Afrikaanse vakbonde, EFF, MK,
ANC is besig om soos een man na ons toe, want ons word geassosieer in terme en in ten opsigte van die uitlatings van president Trump, van die Weste, BEE, plaasmoorde en alles daarmee saam. En of jy nou hierin wil betrokke wees of nie, jy gaan deur assosiasie, gaan jy betrokke geforseer word. En daai forseer, soos Jeffrey Sachs gesê het, gaan gepaard met geweld, anargie, revolusie, oorlog en ekstreme geweld. En behalwe al die profeseë wat vir ons hierdie ekstreme geweld voorspel, behalwe dit, raak dit nou logies dat hier gaan 'n vleeslike fisiese konflik begin plaasvind. Ek dink is baie duidelik, laat ons sien hier's 'n galvanisering, 'n saamstaan, 'n soos een man kyk na teen die Weste. En ons wat hierdie velkleur het, ongelukkig noem dit wat u wil, gelukkig maak nie saak nie. Dit gaan oor ontleding hier. Ons word geassosieer met hierdie imperialisme, met hierdie westerse, noem dit inmenging, potensiële inmenging. 'n Verseker 'n betrokke raak in die toekoms wat fisiek gaan raak, fisies gaan raak. En daarom is dit so belangrik om ag te gee, om hierdie video's te like, te subscribe, deel te raak, sodat deel te raak van u provinsies by Suidlanders, want ek sê vir u vandag, u gaan baie nodig hê om saam met eendersdenkendes, die wat in hierdie assosiasie, waar teen hierdie massa soos een man kyk, wanneer daardie omsit, nie net meer in kyk, nie net meer in haatspraak, nie net meer in opswepende spraak nie, maar wanneer dit fisies raak en geweld uitbreek, dan sal jy graag in groepe wil deelneem, deel wees, waar jy dan jouself kan ontruim van hierdie areas van konflik. En nie 'n party tot die konflik raak volgens die Genève konvensie, maar jouself ontruim. En daar kommunikasie is, departemente opgerig is, wat al oor dekades opgerig is in Suidlanders, wat u deelname dit kan versterk, verder uitbrei. Ons kommunikasie is op 'n baie hoë vlak. Is dit perfek? Nee, verseker nie. Maar daar is nie 'n instansie wat eers kan ons linker skoen aantrek in terme van dit nie. Ons het 'n tyd gelede met die vorige vloede wat daar in Noord-Transvaal was, het ons die Suid-Afrikaanse Polisiediens te hulp gesnel in die kommunikasie toe hulle kommunikasie gebreek was as gevolg van hierdie vloede. En ek kan nie mense by name noem wat betrokke was om te help om daai kommunikasie via Natal, via Durban of Natal dan ook te kommunikeer Noord-Oos-Transvaal toe in daardie vorige vloede wat daar geheers het. Om maar net vir u 'n idee te gee van die vermoë. Is ons perfek? Is ons naby reg? Nee. Het ons 'n vermoë wat niemand anders naby by kom nie? Ja. As ek sê niemand anders, ander instansies, ek praat nie van die staat nie, ek praat van ander instansies, organisasies, groeperinge of wat ook al. En dis uiters belangrik. Want in sulke chaotiese tye is dit baie belangrik om by mense, groepe te wees, ingeskakel te wees, wat kommunikasie landswyd het met ander groeperinge van ons van Suidlanders, dieselfde groeperinge. Ons kan herlei, ons kan haka toe praat, ons kan met mekaar praat, oor sektore heen, gebiede heen, provinsies heen, ons kan dit doen. En dis kardinaal mense, ons kan nou nog video's maak, ons kan in die gemak van 'n rusbank, kan ons na hierdie video kyk, maar daar gaan 'n dag kom, en hy gaan vinnig en skielik kom, wanneer hy kom weet ek nie. Ek sien hoe die massas nou begin galvaniseer, ek sien hoe hulle begin saam staan, dit sien ek, dit sien u, en daar gaan 'n dag kom, wat daai uitsprake, daardie protesoptogte, gaan omsit in 'n fisiese konflik. Sluit aan, raak deel, like en subscribe, sodat nog meer mense bewus en gewaarsku kan word, ten minste gewaarsku kan word. Wat iemand dan naai gewaarsku is, die optrede neem, dis elkeen se eie besluit. En hy of sy sal met die gevolge van dan so besluit. Maar as u nie like en subscribe nie, dit bereik nie iemand nie,
dan kan, soos die woord sê in Esegiel, dan kan so 'n persoon se bloed op u en my hande wees. Kom ons doen ons bes om hierdie boodskap te bly versprei, om minstens elke volksgenoot 'n geleentheid te gee. Tot 'n volgende keer, ons praat weer. Totsiens.